Goeiemôre gemeente, baie welkom by ons erediens vanoggend en mag ons regtig absoluut die Here se kragtige teenwoordigheid ook ervaar en dat die Here ook met jou praat op die plek waar jy is en jy absoluut ook sal ervaar dat hy jou hoor en vir jou leiding gee ook as jy tot hom bid. Mag ons regtig geseënd wees en God in gees en waarheid aanbid. En die almagtige God groet jou vanoggend. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Vader, ons het U lief met ons hele hart, met alles in ons. Ons besef niet vanmorgen weer. Het is nou so stil word voor U. En terwyl Stefan die 10 gebooie gelees het, is net weer bewus geword van U heiligheid. En vanmorgen wil ek as die gemeente U naam kom vereer met die gedeelte wat so baie met my as persoon gepraat het. Openbaring 4. En ek wil eer aan U kom bring namens ons almal met heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. Hy wat was, en wat is, en wat kom. Ons dank U vanmorgen vir U Seun Jesus Christus, wat vanuit die troon in die hemel van elkeen van ons bid. Here, wat 'n voorreg. Wat 'n wete om te weet. Jesus is besig om vir ons te bid. Dit laat ons so klein voel. Dit laat ons so besef van U liefde vir ons. Maar dankie dat ons dan ook vanmorgen die vrymoedigheid kan neem om vir elke siek persoon in ons gemeente te bid en hulle aan sy voete neer te sit. So Here, wil ek ook kom bid vir elke siek kindjie. Daar is so baie. Hulle het nie net griep nie, Here, U weet. U weet van al die breinkankers. U weet van al die open hartoperasies. U weet alles. En ek wil kom vra dat Jesus wat hulle pyn en hulle swaar kry ken, ook by hulle sal wees, by hulle ouers sal wees, en dat uit hierdie swaar kry en uit hierdie pyn daar nuwe wedergeboortes sal kom. Ek bid ook vir almal wat met seer in hulle harte die lewe in die oë moet kyk. Here, en ek kom bid spesifiek vir Frans van Welna. Wat 'n pad, Here. Maar dankie, Vader, dat U groter is as ons pyn. Dat U presies weet wat in hulle leef. En Here, dat hulle veilig in U hande is. Dat hulle net na U toe kan gaan. En dat U vir hulle vrede in hulle harte sal gee. Ek weet, Here, soms is die vrede maar van korte duur. Maar dankie dat U hulle nooit sal verlaat nie. Dat U altyd by hulle is. En dat hulle maar elke keer weer kan teruggaan na U toe. Ons loof en ons prys U daarvoor, Here. So wil ek kom bid vir ons gemeente se bedrywighede, as ek dit so kan noem, dat die seën daaroor sal wees. En ek kom bid spesifiek vir die kinderkerk, Here, waar hulle op die oomblik besig is, waar dit nie 'n maklike taak is nie, omdat
dit nie elke keer dieselfde kinders is wat kom nie. Maar dankie, u weet dit ook. En dankie, ons kan u loof en ons kan u prys, omdat u 'n hart vir kinders het. En daarom weet ons, dat elke sinnetjie, elke woord wat daar gepraat word, sal ingaan, Here, daar in die hartjies, en op 'n dag, sal ons die vrug daarvan sien. Ek kom bid dat u asseblief nog kindertjies na ons gemeente toe sal stuur. Here, nou wil ek kom bid vir ons land. Ek kom bid vir die verkiesing. Ek wil kom bid vir ons regering, dat u vir ons 'n regering sal gee, wat lief is vir u. Elke persoon, met liefde in hulle harte, vir u in die eerste plek, maar dan ook 'n liefde vir ons volkie, vir ons mense hier in Suid-Afrika. Here, en as ek dit bid, kan ek nie anders asof ons staatspresident te bid nie. Ek kom vra, Here, dat u hom sal aanraak, dat u hom daar sal bring, waar hy sal besef, hy het u nodig. Ek bid, Vader, dat Jesus sy pad sal kruis, en hom nie sal maak. Here, verander hom, asseblief. Maak hom vry van voorvadergeeste, die aanbidding daarvan. Ons bid dat hy sy knie sal buig voor Jesus Christus. Here, en terwyl ek gedink het die hele week oor hierdie gebed, is daar een persoon wat elke dag by my opgekom het. En ek moet bely dat ek gedink het regtig, is dit nou van die Here af. En tog het hy dit vir my oor en oor kom bevestig. Ek kom bid vir Julius Malema vanmôre, dat hy tot bekering sal kom. Here Jesus, dat alle trauma wat hy iewers in sy lewe opgedoen het, en wat hom beheer, en wat hom in 'n tronk van haat en bitterheid vashou, wil ek na u toe kom bring. En ek wil kom vra, Here Jesus, dat val asseblief u lig op elke donker plek in sy hart, en bevry hom daarvan. Ek kom bid, Here, dat my so aan Paulus dink, dat in plaas van haat, dat hy die evangelie nog sal verkondig. Dankie dat ons dit vir u kan vra. En ons weet, u hart is dat mense gered moet word. Ek kom vra, Here, dat u ons sal leer om die tyd uit te koop. Dat ons nie sal uitstel om betrokke te raak by u koninkrykswerk nie. U sê in die woord, wie sal ek stuur? Mag elkeen van ons in hierdie gemeente, en ook weier, Here, antwoord met 'n stuur my, Here. Ek kom bid ook vanmôre vir Stefan, vir sy preek. Here, ek kom vra dat u ons ore sal oopmaak om sy boodskap te hoor en te antwoord daarop. Help ons, Here. Ons het u nodig om u te kan volg. Ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Skriflesing kom uit 1 Petrus 2 vers 4 en 5. 1 Petrus 2. Dis die fokusgedeelte, vers 4 en 5, maar ek gaan 'n bietjie klompie verse voor en na die tyd lees. Ek lees nou uit die 1983 vertaling, en ek lees vanaf 1 Petrus 1, vers 22, en tot 1 Petrus 2, vers 10. Nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê.
Julle is immers weergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Die skrif sê, die mens is soos gras en al sy pragt soos 'n veldblom. Die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. En hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huichelarij, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeer is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as 'n lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip uitverkies vir die ereplek, wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde. Die klip wat deur die bouers afgekeer is, juis hy die belangrikste klip in die gebou geword. En 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Ons fokusverse is verse 4 en 5 en veral die woorde kom na hom toe, die lewende steen. Nou, ons het laas Sondag bietjie begin kyk na die groot opdrag, Jesus se afskeidswoorde aan sy disippels, en ons weet die laaste woorde van 'n persoon as jy afskeid neem, is gewoonlik die belangrikste. Jy beklemtoon, dit is my boodskap aan julle. En Jesus kom en sê, dit is my opdrag aan julle, nee, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. Dit is die groot taak waarmee kerke hulle moet besig hou, om uit te gaan en disipelmakers te wees, van alle nasies. Maar nou het ons ook gesê vir mekaar, as ons eerlik moet wees, en ons kyk na ons omstandighede, ons gemeenskap, is dat die kerk is nie so effektief nie. Baie keer, in baie kerk is dit nie die groot opdrag nie. Nee, dat kerk nie besig hou daarmee nie, maar meer met intern om mekaar te versorg. Ons is nie na buite gerig nie. En 'n ander ding wat ons ook gesien het, is dat ek praat nou menslik gesproke, nee, die kwaliteit van disipel wat die kerke lewer, want hier's baie kerke in ons omgewing, nee. Jy sien soms in die kerk torings ook, jy hoor dit op Sondag, en dan ook, jy kan sê hier by Newlands, elke blok het 'n kerk. So daar's baie disipels, maar die kwaliteit, en ek praat nou menslik gesproke, nee, is nie baie goed van die disipels wat ons as kerke lewer nie, wat ons produseer nie. Natuurlik wat die Here deur ons moet doen, ons weerhou God se werk deur ons om werklik disipelsmakers te produseer. Mens kan sien baie keer is eintlik die impak wat ons as kerke het op ons omgewing, nee, is nie daar nie. Ons moet mos sout en lig wees. Hier soveel kerke, soveel disipels, maar ons sien eintlik 'n morele verval, 'n fisiese en geestelike verval in ons gemeenskap. Ek meen, gaan ry maar net rond. Sien jy hoe gaan dit agteruit? Baie keer is ons maar oppervlakkige disipels, wat nie 'n impak het nie, wat nie 'n verskil maak nie, wat nie 'n verskil op die wêreld maak nie. En ja, die groot opdrag, dis waarmee ons moet besig wees. Ons moet disipels van alle nasies maak. Maar baie keer, ons lei mense tot bekering. Nee, ek dink ons goed daarmee, en ons baie uitreik, en dit is belangrik, nee. Ons lei mense tot bekering,
Maar ons is nie goed as kerke daarmee in die transformasieproses om van die bekeerlinge disipelmakers van Jesus te maak nie. Dis om die lewe getransformeer word nie. Dat mense begin anders lewe en sout en lig is nie. Mense hoor baie keer, daar's uitreike en dit is goed, dit moet gebeur. En soveel mense het hulle harte vir die Here gegee. Maar wat dan verder? Wat gebeur dan verder met daai mense wat hulle harte vir die Here gee? Dan moet die transformasie, gaan dan heen en leer hulle, nee, ons het laas Sondag na gekyk, leer hulle om alles te onderhou wat ek vir julle beveel het. Maar mense bly baie keer onkundig, sê ja, hulle is in 'n kerk, maar hulle ken nie die woord nie. Ek veralgemeen, nee, ek verwys nie na iemand spesifiek nie, ek veralgemeen. Maar ons ken nie die woord nie. Ons kan nie onsself getuies wees in die wêreld nie. Ons maak nie 'n verskil nie. En daai oppervlakkigheid, nee, kan ons ook noem 'n lou Christen. En dat dink my aan wat in Openbaring 3 vers 15 en 16 wat Jesus sê, ek weet alles wat julle doen, ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As jy tog maar koud of warm was, maar nou omdat julle lou is, nie warm nie en koud en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Dis wat nou gebeur eintlik. Ons het geen impak nie, ons is net lou. Beter om koud of warm te wees. En die beskuldiging is daar, die kerk is eintlik dood. Dis wat baie mense sê, die kerk is dood. Nee, want waar maak ons die verskil? Baie mense dink, ja, die kerk is nie relevant vir vandag nie. Die moderne mens van 2024 nie, kry nie antwoorde by die kerk nie. Die kerk is dood. Nou, wie is die kerk? Is die kerk hierdie gebou? Is die kerk dalk die dominee of die ouderlinge en die diakens? Wie is die kerk of die synode? Nee, die kerk is jy en ek. Almal wat hulle geloof bely in Jesus as hulle saligmaker en verlosser is die kerk. So as ons sê die kerk is dood, dan praat ons oor onsself. Nee, ons mense is die kerk. En as ons hier uitgaan, dan bly jy kerk. Ons los nie vir God hier in hierdie gebou hier agter en dan kry ons vir God weer volgende Sondag hierson nie. Nee, die Here gaan saam met ons deur sy Gees. Elke gelowige is kerk. En Petrus gebruik die beeld van 'n gebou in hierdie gedeelte wat ons gelees het, nê? 'n Geestelike gebou wat bestaan uit lewende stene. So elke lidmaat, elke gelowige is 'n lewende steen in hierdie gebou van God waarin hy woon. Ons moet saam opgebou word op Christus as hoeksteen tot 'n geestelike huis waarin God woon. So jy is 'n lewende steen van God se geestelike gebou waarin hy woon. Ons moet saam opgebou word. Dit is baie beter as die Ou Testamentiese tempel. En die Nuwe Testamentiese tempel bestaan uit lewende stene, ledemate wat saam groei en bou tot 'n geestelike huis. En hierdie ding dat die kerk dood is, kom ook nie net van vandag af nie. Dit is al vir jare, selfs in Petrus se tyd was daar gevaar dat die gemeente daar in Klein-Asië dood is, nie? Dat hulle nie meer 'n impak het op hulle wêreld nie. Want daar, hy skryf van die gelowiges in Klein-Asië wat vervolg word oor hulle geloof in Jesus, omdat hulle volgelinge van Jesus is, word hulle vervolg. Eerstens deur die Jode en wat die res dan opstook teen die kerk. Nee, die Jode het mos nie daarvan gehou, hierdie mense wat so afskei van hulle af en Jesus aanbid wie hulle gekruisig het nie. Ja, en nou is daar vervolging vir die gelowiges in Klein-Asië. En baie gelowiges het hoop verloor. En het gevoel, kom ons gaan maar saam met die stroom van die wêreld. Ons maak nie meer 'n verskil nie, ons leef nou maar saam. Dis hoe dit hier werk. Ons doen dit nou maar saam. Ander het gedink, nee, kom ek het net 'n lae profiel. My geloof is net my persoonlike privaat ding, nee, niemand hoef te weet ek is 'n Christen nie. Nee, ek 'n lae profiel, ek het hom passief. Ander Christene het weer, nee, het eintlik gevoel, maar kom ek, as hulle my slaan ek terug.
ek neem wraak. Reageer nie uit liefde nie, maar uit die vlees. Dit is hoe die gelowiges mee geworstel het. Hy wil wraak neem, ander gaan maar net saam met die stroom, ander sê, nee wat, niemand hoef te weet ek is 'n Christen nie. En die kerk was bedreig om dood te wees daar in Klein-Asië, en nie meer 'n verskil te maak nie. 'n hoop verloor. Nou kom Petrus en hy bemoedig hulle en sê, julle moet 'n lewende kerk wees. Lewende stene wees, wat opgebou word tot 'n geestelike huis. En, maar nou kan ons vra, hoe word ons lewende stene? Hoe gaan ons 'n verskil maak? Hoe word jy 'n lewende steen? Eerstens, moet ons kyk, wat bedoel ons met lewe? As Petrus hier praat van lewe, dan praat hy nie net van asemhaal nie, net om te bestaan nie. Nee, hy praat van 'n kwaliteit, hierdie Griekse woord praat van kwaliteit van lewe. 'n lewe wat geken word aan hoop, nee, ek is opgewonde oor die toekoms, nee. 'n lewe van liefde, van geloof, van vreugde, van aanvaarding, 'n gevoel van aanvaarding, ek is kosbaar, ek is dankbaar oor my lewe. Nee, ek is so bly dat ek hier kan wees en dat die Here by my is. Nee, dit klink soos die vrug van die Gees eintlik. Hoeveel mense streef nie na die vrug van die Gees, dan dink hulle, ek moet hard werk om baie geld te kry en dan gaan ek nou so voel. Die Here gee dit sommer vir ons verniet. Nee, hy praat van 'n kwaliteit lewe. 'n lewe van, man, ek moet hier wees, ek sien uit na die toekoms. Dit is nie net 'n lewe van bestaan nie. Weet, ons word liggaamlik gebore, lewend gebore, maar ons word in 'n geestelike dooie wêreld gebore. Waarin word die wêreld geken? Ek moet vir julle sê, as ek nuus luister, selfs op 'n Sondagoggend op RSG of wanneer ook al net, dis net negatief, daar's nie hoop nie. Dit is net sleg. Dit is net haat. Dit alles is net, ja, ek kan moedeloosheid, verwerping, wrokke, veroordeling. Dis die wêreld waarin ons gebore word, en dis die wêreld waarin ons die lewe moet bring. Lewende stene moet wees. Geestelik, as jy geestelik verwyder van die Here is, wat so hoop het jy? Sê nie verhouding met die Here het nie. Wat sê mense, eet en geniet, want môre sterf ek. Nee, wat so hoop is daar? Nee, dis nie die lewe, 'n lewe van haat en verwerping, wrokke en vergelding en so nie. Ons moet 'n lewende gemeenskap wees hier, soos 'n stad op 'n berg, nee, 'n lig wat uitgestraal word. Dis wat ons lewe moet hier uitgaan. Hoop bring vir die wêreld. Liefde moet ons gaan bedien. God se liefde moet deur ons vloei. Mense moet ervaar as hy met jou te doen kry as 'n lewende steen, hier's iets anderster. Wat gaan nie aan? Hoekom is jy nie soos die res nie? Hoekom? Hulle moet vir jou eintlik vra, hoekom is jy so anders? Nee, want jy mou nie net soos die res nie. Jy is ook nie net so vol haatspraak nie. Ek meen, dit is nogal moeilik om te bid vir Julius Malema, nee. Maar ek dink dis die belangrikste, is bid. Soos wat met Paulus ook gebeur het. Nou, hoe word ons 'n lewende gemeenskap? En ons kry dit in vers 4, waar hy sê, kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeer is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. So hoe word jy 'n lewende steen? Kom na Jesus toe. Kom na hom toe, die lewende steen. Dis hoe jy lewe kry, is om na die Here toe te kom. En wat bedoel ons daarmee? Hy is die hoeksteen wat lewe gee aan ons, en op hom verrys die hele kerk tot 'n geestelike huis waarin God woon. Nou wat beteken om na hom toe te kom? Wat bedoel ons daarmee? Die eerste is, glo in Jesus. Glo in sy kruisoffer. Dat hy jou weer versoen het met God die Vader. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Glo eerstens in Jesus. En tweedens, om na hom toe te kom, luister na sy lewegewende woord, waarvan ons ook hier gelees het, nee, in hierdie gedeelte. Luister na hom. Luister na sy lewegewende woord. Ja, deur sy kruisoffer het hy vir ons die lewe gebring.
Johannes 10 vers 10 sê Jesus, en ek het gekom die lewe te bring en die lewe in oorvloed. Nee, hy het ons verhouding met God kom herstel. Die almagtige God wat alles geskaap het en wat alles beplan het, nee, hy is jou Vader. Jy is nie per ongeluk hier nie. Jy is nie per ongeluk hoe jy lyk en die gawes wat jy het nie. God het dit alles beplan en hy het 'n plan met jou lewe. Hy wil deur jou werk as 'n lewende steen om sout en lig te wees, om 'n verskil te maak. Jy hoef nie net te bestaan en te probeer oorleef nie. Nee, lewe van oorvloed. Jou lewe is sinvol in Christus. En God sê, ek aanvaar jou. Mense kan jou al verwerp het, ek kon al goeders aan jou gedoen het nie. Maar wat is die belangrikste? Wat God van jou sê of wat mense sê? Wat God sê. Hy sê, ek aanvaar jou. Jy is my kosbaar, want ek die grootste prys vir jou lewe betaal. Jy is my kind. Kind van die almagtige God. En niks is meer onmoontlik in jou lewe nie. Nee? En God vul jou, as jy na hom toe kom, na Jesus toe kom, vul hy jou met hoop en liefde en krag. En Jesus word ons, wat hy skryf in vers 9, julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat julle die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Jy's 'n koninklike priester, priesteres, uitverkies, vir God afgesonder, God se eiendom. En dan, as jy kom na Jesus toe, glo in sy kruisoffer, en luister na sy lewegewende woord, dan sal die Heilige Gees jou val, en jou 'n lewende steen maak. Nee, dan kom die Gees, hy vul jou met sy vrug, en jy beleef dit, want God is in jou, by jou, teenwoordig. Die Heilige Gees maak ons lewende stene, as ons kom na Jesus. Want dit staan in vers 5. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. So wat sy werkwoord is nie passiewe vorm. Ons kan nie self lewende stene word nie. Nee, dis die werk van die Heilige Gees. Hy maak jou lewendig. Hy vul jou lewe met sinvolheid en liefde en vreugde en hoop. Nee, dis wat die Heilige Gees doen. Ons verantwoordelikheid is, kom na Jesus. Gaan na Jesus, die lewende steen. Dan kom die Gees. Nee, kom na Jesus, glo in sy kruisoffer. Luister na sy lewegewende woord. Dan kom die Gees, hy werk deur die woord en hy maak my 'n lewende steen. Hy verander my lewe. Hy transformeer my in 'n disipelmaker. Soos hoef nie te probeer wees, weet jy, ek behoort dit te doen. Nee, en dan voel ons, maar ek het nie die moed nie. Nee, kom na Jesus. Kom na sy woord, luister wat hy sê. Dan sal die Gees in jou werk, in jou die boldness. Wat is dit mooi Afrikaanse woord, die vrymoedigheid gee om 'n disipelmaker te wees. Dan gebeur dit, die Gees kom doen dit in en deur ons. Kom na Jesus. Dis die geheim. Nee, dit is die geheim om 'n lewende steen in God se geestelike huis te wees. Kom na Jesus. Nou dit is die geheim, maar wat is ook die geheim vir doodsheid in die kerk? Dit is dat mense nie meer wil kom na Jesus nie. Aanvanklik het hulle gekom na Jesus. Hulle het tot geloof gekom. Dis wat baie keer gebeur in kerke. Mense kom tot geloof. Hulle kom na, hulle aanvaar Jesus se kruis. Ek is gered. Alright. Maar dis wat dit dan bly. Nou leef ek my lewe soos ek wil. Nee, want ek glo in Jesus en eendag as ek doodgaan, ja, dan gaan ek hemel toe. Waar Piet wat by die werk nie glo nie, hy gaan hel toe. Maar ek hou nie aan om te kom na Jesus nie. Ek hou nie aan om in 'n lewende verhouding met die Here te lewe, om elke dag te kom na Jesus. Nee, om gevul te word met die Gees. Om dan te gaan
as 'n disipelmaker. Mense dink, wanneer laas het jy, gee my jou getuienis. Ja, toe ek 8 jaar oud, toe ek my hart vir die Here gee, en dit is die laaste wat jy eintlik die Here beleef het. Nee, dan sal doodsheid. Want van daar af moes jy groei. En meer kom, en kom na Jesus. Glo, bou jou geloof in hom, luister na sy lewegewende woord. Dan gaan die Gees deur jou werk. Mense wil nie meer kom na Jesus nie. Dat is nie hy begeerte, dat 'n Sondag 'n hoogtepunt, 'n Sondagoggend 'n hoogtepunt van my lewe is nie. Ons het baie keer baie verskonings, om nie te kom nie, om nie byvoorbeeld, ek vat nou maar die erediens bywoning, nee, om nie by mekaar te kom nie. Vanoggend lyk maar reënerig, ek gaan 'n bietjie nat word, as ek nou vanoggend gaan, om saam met medegelowiges te kom na Jesus, hom te aanbid, te luister na sy woord. Ons het so baie verskonings. Ja, dis nou te warm, dis nou weer te koud, dis nou te nat. Dis vakansie. Ek is te moeg. Ek het baie ding om te doen, ek is te besig, nee. Ons het so baie verskonings om nie te kom na Jesus nie. En dis nie net in die erediens nie, dis elke dag. Ek is te besig, ek het nie tyd om tyd met die Here af te staan om my Bybel te lees en te bid nie. Nee, ons het baie verskonings om nie te kom nie. En dan tree daar 'n doodsheid in my verhouding met God. En ek preek nou vir die bekeerdes, nee, dis die mense wat gekom het vanoggend. Maar baie keer werk dit so in 'n gemeente. Daar is nie meer daai begeerte nie. Een ding wat in my familie wonderlik was, toe ons nou op Brits, ons was 'n groot gesin, my pa en ma 6 kinders, nee, so jy word nie sommer genooi om by ander mense te gaan kuier nie, want dan praat ons van 8 mense wat gevoed moet word om te kom eet by die mense, nee. So my laaste 2 broers, wat 'n tweeling is, nee, hulle het nie baie uit die huis, okay, ons het op die plaas gebly, maar hulle is nie baie uit dorp toe of so, of na mense toe nie, want ons is te veel. En vir hulle was 'n hoogtepunt elke week om Sondag kerk toe te gaan, dan gaan hulle 'n bietjie na 'n ander plek toe. Nee, dan is hulle daar by die kerk. Dit was 'n hoogtepunt vir hulle gewees. En daar gebeur weer iets anders en so. En ek weet so, dit kan vir ons almal so wees. Te sê, volgende Sondagoggend, het gaan so lekker wees om vir jou en jou te sien en na die Here toe te kom. Om te glo en na sy woord te luister. En toegerus te wees om te gaan, disipelmaker te wees. Of sê baie keer ook, ek sal kom en luister na God se woord, maar dit moet my nou nie uit my gemaaksone uithaal nie. En hoekom ek dit nou noem, gister is ek baie erg uit my gemaaksone gehaal. Benny Mostert die ding oor disipelskap, disipelmakers aangebied. Toe sê, okay, in hierdie breek moet elkeen nou gaan. Okay, jy is nie verplig nie, maar jy moet iemand bel en jou getuienis lewer hoe jy gekom het tot die Here. Jy weet, tot geloof. Nou, dis nie so maklik nie. Maar toe ek 'n missed call van iemand gehad, toe bel ek daai persoon en toe gee ek my getuienis vir hom. En toe getuig hy terug. En dit was so wonderlik, nee. Is net om my stap te neem. Nee, ons dink baie, wow, wat gaan hy sê? Wat gaan sy sê? Neem net daai stap, nee. Dan kom daai wonderlike getuienis, toe die persoon so getuig teenoor my, van 'n wonderlike wonderwerk wat gebeur het in sy lewe. Hy het vir die Here gevra vir 10 jaar 'n situasie, en dit het so gebeur, presies 10 jaar, en toe is dit verander, weer. En skielik konnekteer mense net op 'n ander vlak. Dit is net so. Is in die gees. Moenie bang wees om uit jou gemaaksone te beweeg nie. Nee, ja, kom ek los dit nou eers daar. Waar is ek nou weer? Kom na Jesus, nee, dit is die groot ding, kom na Jesus. En ander ding ook, hoekom ons baie keer nie kom na Jesus toe nie, want dit vra dissipline.
om 'n volgeling van Jesus te wees. Weet, daar was op 'n stadium 'n beweging in die kerk van hypergrace, hypergenade. Weet jy kom toe nie vir mense sê hulle moet iets doen nie, want dan sal nou weer onder die wet. Jy kan nie sê, die Here sê, ja, jy mag nie dit of dat doen nie, want dan plaas jy nou weer onder die wet. Dit was hy hypergrace, genade beweging. Maar om disipel van Jesus te wees, vra dissipline. Dit dissipline van jou gevra vanoggend. Nee, waar dit lekker koel is, nie kom bietjie langer geslaap het, nee. Dissipline gevra, maar weet wat, okay, kom ek staan op, ek gaan skeer, ek gaan stort, ek doen alles, ek trek aan en ek is hier betyds. Dis dissipline. Jesus het ook gesê, weet om te volg gaan nie altyd maklik wees nie. Dit gaan dissipline vra. Eintlik die beeld om 'n disipel van Jesus te wees, nee, Paulus gebruik dit veral, hy vergelyk dit met 'n atleet. Dit vra inspanning, dissipline. Byvoorbeeld in 1 Korintiërs 9 vers 24 en 25. Weet julle nie dat atlete wat in 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar net een die prys ontvang nie? Hardloop dan so dat julle die prys kan wen. Almal wat in 'n wedstryd deelneem, ontse hulle allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons 'n onverganklike. As jy vir 'n verganklike prys, nê, 'n atleet soveel dissipline sal hê. Julle weet ouens wat atlete is, nê, wat se sport ook al is, vroeg opstaan, vir ure oefen, al daai goed. Hulle het soveel dissipline en hulle doen dit vir 'n verganklike kroon. Hoeveel te meer vir ons vir 'n onverganklike as geestelike atlete? Hoeveel te meer behoort ons dissipline te hê? Mense sê, maar onthou, nee, elke gelowige, 'n Christen leef absoluut net uit God se genade, geen verdienste. Nou, wat nou? Weet, dis net genade, nie verdienste nie. Genade is die teenoorgestelde van verdienste. Maar genade is nie die teenoorgestelde van dissipline nie. Dis hoekom ons praat van geestelike dissiplines om te groei in jou verhouding met die Here. Geestelike dissiplines om te groei as disipel en disipelmaker. Genade is 'n teenoorgestel as verdienste. Maar genade sluit nie dissipline uit nie. Dis nie 'n teenoorgestel van dissipline nie. Ons moet nie God se genade goedkoop maak nie. Julle verstaan, dit het vir hom die grootste prys gevra. En daarom sal ek gedissiplineerd wees om na Jesus te kom, om hom te ontmoet, om tyd te maak vir die Here. Daar's 'n Barna groep, hulle is 'n openlik Christelike opnameorganisasie wat opnames maak. Wat is daar dalk 'n beter naam vir opnameorganisasie? Want hulle kyk nou weet hoeveel persentasie van Christene doen dit of dat en so. Nou die Barna groep, dis nou in Amerika, het bevind dat in Amerika almal wat sê hulle is Christene, is maar slegs 19% van Christene maak daaglikse skriflesing 'n gewoonte. Net 19% van mense wat sê hulle is Christene lees daagliks hulle Bybel. Wat van kom na hom toe om lewe te kry? Vir ons hierdie opname ook onder Christene het slegs hulle gevra, wat is jou doel in die lewe? Wat is die belang? Wat wil jy bereik in die lewe? Het 8 uit 10 Christene gesê, hulle doel in die lewe is om suksesvolle families te hê, hulle loopbaan te ontwikkel en finansiële vryheid. En die afleiding van hierdie groep is, dis maar dieselfde as die American Dream. Dit is verskil nie eintlik van die American Dream nie. So die Christen het ook maar net, American Dream is maar my groot ding. Blykbaar het nie een van die volwassene Christene gesê, dat om 'n toegewyde volgeling van Jesus Christus te wees, of om 'n disipelmaker van die wêreld te wees, is my doel in die lewe. Nie een het so geantwoord nie. Dit wys maar net, waaroor dit gaan. Dit gaan ek maar meer oor myself heeltyd. Terwyl die Here gee hierdie groot opdrag. En dan ook, ek dink nog iets wat absoluut
om wat ons verhoed, om na Jesus toe te kom en 'n verskil te maak, om 'n lewende steen te wees, is dat baie gelowiges dink, my geloof is my eie privaat lewe. Nee, ek praat nie daaroor nie, praat nie oor Piet by die werk oor dit nie, dis sy private saak, dis my private saak, ons praat nie daaroor, by die werk byvoorbeeld nie. Terwyl eintlik, as ons lees, sê die Here, jou geloof in hom, nee, raak jou hele lewe. Elke faset van jou lewe, jou werkslewe, jou familielewe, jou sportlewe, jou sosiale lewe, oral, nee, moet Christus se lewende woord jou transformeer. Is jy sy getuie? Paulus skryf 2 Timoteus 4 vers 1 en 2. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en koningskap. Verkondig die woord, hou daarmee voltydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee. So daar's net 2 gevalle wat jy moet getuig en wat jy die woord moet toepas. Nee, dis net 2 gevalle gelukkig. Dis tydig en ontydig. Dis altyd. Dis nie 'n private saak, my verhouding met die Here nie. Want daar's 'n wêreld wat verlore gaan. Daar's 'n wêreld wat Jesus nodig het. Daarom kan ek nie stil bly nie. Ek is, ek hou so van, ek lees van 'n toegewyde disipel van Jesus, wat homself beskryf met hierdie woorde. Ek is 'n disipel van Jesus, vermom as 'n meubelverkoopsman. Ek is 'n disipel van Jesus, vermom as 'n meubelverkoopsman. Ja, sy werk is om meubels te verkoop, maar sy roeping is om Jesus te volg by sy werk en oral waar hy gaan, om getuie te wees, om 'n disipelmaker te wees. So, wat is jy? Wie is jy? Ek hoop ook jy kan sê, ek is 'n disipel van Jesus, vermom as 'n onderwyser, byvoorbeeld, vermom as 'n dominee, wat dit ook al is. Kom na Jesus, kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeer is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Jesus het nie net lewe in homself nie. As jy na hom toe kom, gee hy die lewe ook vir jou, deur sy gees en die vergewende woord. Mag ons voortdurend geleenthede soek, geleenthede maak, want dit vra dissipline om te kom na Jesus, die lewende steen. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.